Hoe skop mens dan nou 'n Vrydag af en eindig hom ook af dan met 'n kunstenaar natuurlik en Philly Keir volgende by ons gesels oor 'n splinternuwe enkelsnit spook van jou. Goeiemôre. Goeiemôre. Heerlik om jou volgende te hê. Baie dankbaar dat ons Vrydag kan eindig alhoewel die res van die mense hulle Vrydag afskop, maar ons gaan eindig met 'n musikant volgende Nee, die voorreg is myne. Baie dankie. Ek waardeer verskriklik vir die uitnodiging. En dan sit er nogal 'n sokkie tune. Ja, nee, maar dis Einste. presies. Philly, ons moet jou eers beter leer ken. Okay. Sê vir ons, waar kom jou liefde van musiek vandaan? Waar het vir jou alles begin? So die passie vir musiek was nog altyd daar. Ek dink ek het my besluit gemaak dat ek as kunstenaar wil wees toe ek 10 jaar oud was. En Wow. En ek het altyd koor gesing en 'n solo gesing, soos klasse gevat ensovoorts. Maar toe het ek besluit nou so 'n jaar terug dat dit tyd is vir my om die verhoog weer bietjie te betree, want ek werk elke keer agter die skerms. Ja. Met die klank en die agentskap ensovoorts. So het ek net besluit, weet jy wat, ek dink ek het altyd die droom gehad, so volg jou drome. Dis nooit te laat nie. So dis waar ek nou amptelik besluit het ek gaan nou die stage die verhoog betree. Tyd om voor die mikrofoon in te skuif. Absoluut. En nie altyd net te bepaal wat met die mikrofoon gebeur. Beslis. Nou ja, oor hierso mens moet praat natuurlik oor die feit dat jy het verwys nou na jy was 'n koorsanger op skool, musieklesse, sanglesse en dis meer. Die liedjie waar ons praat, hoor ek ook het so bietjie van daar's baie harmonies in. So dit laat my so bietjie dink aan Backstreet Boys, Boys to Men. Hey Irentjie. Jy weet daai harmonie wat daai bands gehad het in die 90s. Yes, eens so ja. Is dit jou ding? Dit was die fokus op die song om 'n bietjie nostalgie terug te bring. Soos in die vroeë 2000s Afrikaans, soos die Edens en die Adams ensovoorts. So ek wou graag so tipe klank, ek wou nog altyd so 'n klank uitgebring het, soos 'n Life of iets is dit. En die vervaardiger wat die musiek gedoen het op die liedjie, het dit so goed vasgevang. Marie Libbe hy's ongelooflik. So hy het presies gedoen wat hy moes gedoen het. Waaroor gaan spook van jou? Spook van jou gaan oor daar's altyd iemand wat by jou spook, soos of dit nou 'n verliefde is, of dit nou 'n persoon is wat jy nou ontmoet het, of dit 'n onderwyseres is of wat ook al. Daar's altyd iemand. In my geval was dit nou net 'n liefde, maar daar's altyd iemand wat in jou kop altyd verniet bly. En op pad huis toe eendag het ek 'n lied gehoor. Die song se naam was ironies genoeg Ghost. Ek kan nie die kunstenaar se naam onthou wat gesing het nie, maar die het nou vir my die inspirasie gegee om my eie weergawe van daai liedjie te maak. En toe het ek net my eie storielyn ingeskryf van dit is die spook van haar wat elke keer by my spook. Nou, as 'n klankingenieur wat met mense se klank werk en jy luister so half met 'n ander oor, neem ek aan gewoonlik ook as mense luister, verstaan, dink jy jy's harder op jouself dan as jy na jouself luister en jou eie musiek luister? Absoluut, definitief so. Maar dis 'n proses waarop mense deurgaan om te aanvaar, om te sê, weet jy wat, dit is okay, dit is genoeg, dit is goed genoeg. So daar is nie so iets soos perfek nie. Daar is nie. So ek is definitief harder op myself. Maar ek glo elke kunstenaar se storie is dieselfde. Elke kunstenaar gaan hierdie selfde proses. Elke persoon gaan hierdie selfde proses. Ek meen as enige iemand 'n foto neem of iets is dit, dan kyk hulle altyd eers na die foto en kyk, is dit okay, is die beligting okay, wat ook al. So dis hoekom ek vir jou sê, dis net soos 'n maakie saak nie. Almal het altyd daai imperfeksie waar mens vaskyk. Sure. As 'n persoon wat aanvanklike klankingenieur begin het, dan weet jy nou waarna ek verwys. Party kunstenaars vra vir jou van die verhoog af 'n bietjie meer in hierdie speaker hier by my, bietjie meer van my tops, my bottoms. Dis nou iets heeltemal anders eintlik, maar as ons stem praat. Die klanke, die nuances en so, kan ek bietjie meer basgitaar in my oor kry. Correct, en so. ja. Dis nie 'n fisiese gitaar nie, dis die klank. Nee, dis die klank, ja. Nou is jy aan die ander kant. Yes. Van daardie klankbord. Daar sien ek die foto, sit jy by 'n klankbord. Kyk, en wees net maar eerlik, party kunstenaars wil jy daar gesit het vir jou gesê, bietjie meer of minder, dan doen jy niks nie, dan gaan jy, okay, en nou, dan sê hulle, nou sit reg. Daar is van hulle wat dit sê, partykeer. Absoluut. Kyk, mense doen dit partykeer met onervare kunstenaars, soos jy weet, soos by feeste of iets is dit, as daar 'n local ouetjie speel of iets. Dit vat nie disrespectful teenoor hulle nie. Ja, as jy daar agterkom by die huis nou reg, dis Absoluut. As hy heeltemal onnodiglik is, verstaan jy? Het mos nou verander en dit word harder en harder en jy weet vir 'n feit, dit kan onmoontlik nog dieselfde klink nie.
dan doen ons dit gewoonlik. Maar as ek is maar gewoonlik die ou wat as iemand vir my vra, dan is ek aardig op dit en sê, okay, Is cool. dit? My Okay. fokus is 100% op die verhoog. Ek probeer dit so vinnig as moontlik uitsorteer, Ja. want dit is tog mense wil hê die mense met 'n goeie tyd op 'n verhoog hê. Nou is jy die ander kant. Yes. Nou is jy die ander kant van die Is daar 'n geleentheid wat jy gestaan het voor 'n mikrofoon en moes praat met 'n klanktegnikus nou al wat jy gedink het, daar draai die tafel nou. Ek het nog nie daai geleentheid gehad nie. Nee, gelukkig Jy is nie. baie Ek is gelukkig. baie geseënd genoeg dat ek nog nie daai geleentheid gehad het nie. Kyk, op die einde van die dag verstaan ek ook die massa druk waarna die mense werk. So, as die mense, dalk het hy my nie gesien nie. Dalk het hy nie verstaan wat ek wou sê nie, want mense het met verskriklike handgebare en goeds is dit en elke persoon se verskil. So partykeer is daar 'n miskommunikasie. Ja. Philly, spook van jou is so interessant die ene. As jy liedjies skryf, het jy 'n groep mense wat jy vertrou waarvoor jy dit eers stuur, net so half maar terugvoer te kry en hoe belangrik is dit om mense te hê met wie jy net so half af kan bounce vir daai eerste terugvoer? Kyk, ek het 'n groep van mense wat ek gewoonlik die liedjie na stuur. So ek stuur dit gewoonlik na baie close musikant vriende van my en dan gee hulle opinie vir my en dan ook speel ek dit gewoonlik vir die vervaardigers eerste om vir hulle ook net die opinie te kry en te sê okay, dis die rigting waarna ek gaan. Is ek nou besig om van off-brand te gaan of wat ook al. En dan ook familie. My familie definitief, soos my ouers en so voort, dan speel ek dit vir hulle en dan sê ek vir hulle wat dink hulle? Is dit die volgende grootte of kan ek beter? Want op die einde van die dag as ek na my eerste enkelsnit luister teenoor die nuwe ene, kan ek definitief die sterkpunte sien wat ek gegroei het Sure. in my skryfstyl. Maar dit is ook lekker om te kan terugkyk en te gaan, Absoluut. weet jy wat in hierdie tyd wat ek nou geskryf het, ek kan hoor daar's 'n verskil, ek kan hoor daar's groei en ek dink dis lekker van kunstenaar wees. Mens moet nooit ophou groei nie en leer nie. Ja, definitief. En soos jy sê, ek is baie hard op myself, maar dis 'n plek waar ek nou geleer het om nie so hard op myself te wees nie. Want ek meen mens groei met tyd. Wat is gewoonlik as 'n boek ook wat sê 10,000 ure. Dis wat ons 3 jaar. En iets moet doen, ja. Jy verstaan. So ek dink ek is nou 'n jaar. Ja. So ek is tevrede met die groei wat ek nou gesien het. As jy nou dink aan wat jy nog wil bereik agter die mikrofoon nou dat jy agter die mikrofoon ook ingeskuif het, wat wil jy graag bereik? Dis 'n baie moeilike vraag om te beantwoord. Ek kan sê om groot fees te speel, want dis definitief 'n Ja. bucket list ding vir my wat ek wil graag doen, groot fees en gesit. Op die einde van die dag, ek wil net graag hê my musiek moet daar buite wees en floreer. Dis waarop dit neerkom. Ek wil net graag my stukkie kuns buite uitstal. Dis mooi gesê. Dankie. Hoorie, dit was baie lekker om volgende met jou te gesels en beter te leer ken. Baie dankie, ek waardeer dit. Ons hoop vir nog baie enkelsnitte wat voor lê, en dat jy nog 'n keer op ons Geelbank kom kuier. So baie dankie vir die lekker kuier vanoggend. Ongelooflik baie dankie vir die voorreg. Ek waardeer dit verskriklik baie. Dit is dan Philly wat volgens met ons gesels het oor spook van jou. Bly geskakel, ons is nou weer terug.